Môre, dis Dinsdag die 4de Augustus en ek hoop jy begin vandag met hierdie waarheid in jou hart. God se liefde vir jou hang nie af hoe goed jy is nie. Dit hang nie af van jou verlede nie. Dit hang nie af van jou prestasie nie. Dit hang af van sy genade. Gister het ons gesien hoe die blinde Jakob sy arms gekruis het om sy seuns te seën. Nie omdat hulle dit verdien het nie, maar omdat God genadig is. Vandag begin ons by Genesis 49. Jakob lê op sy sterfbed en hy roep sy 12 seuns na hom toe. Hy vertel vir elkeen wat in die toekoms met hulle nageslag gaan gebeur. Maar toe hy by sy eerste 3 seuns begin, Reuben, Simeon en Levi, sien ons iets wat vandag nog waar is. Menslike krag, menslike status en selfs ons beste pogings is nooit goed genoeg om ons reg voor God te maak nie. En ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte om later die hele hoofstuk rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is, jou verlede hoef nie jou toekoms te wees nie. Dink gou hieraan, probeer jy nog steeds om God se goedkeuring te verdien deur harder te probeer? Of rus jy reeds in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het? Nou ons fokus vanoggend op verse 1, 3, 4, 5 en 7, sowel as Galasiërs 3 vers 13. Kom ons begin. Daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Reuben, jy is my eerstgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Oprysing soos van water, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim. Toe het jy dit ontheilig. Hy het my bed beklim. Simeon en Levi is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. Vervloek is hulle toorn, want dit is heftig, en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob en hulle verstrooi in Israel. En luister hoe die Nuwe Testament hierby aansluit in Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Stel jou hierdie oomblik voor. Jakob lê op sy sterfbed, sy 12 seuns staan om hom. Hulle verwag waarskynlik mooi seëninge, maar toe begin Jakob praat. Hy sê nie net wat hulle graag wil hoor nie, hy vertel die waarheid. Reuben was die oudste seun. Hy het alles gehad om die familie se nuwe leier te wees. Maar hy het sy eie sondige begeertes gevolg en sy sonde het groot gevolge gehad. Simeon en Levi het weer hulle woedebeheer verloor. Hulle het wraak geneem en daardie geweld het baie pyn veroorsaak. Jakob wys vir sy seun iets wat vandag nog waar is. Sonde het altyd gevolge. Jy kan dit nie wegsteek met 'n goeie naam, 'n goeie familie of mooi planne nie. En dis hier waar die waarheid is vir ons Dinsdag. Sonde maak stikkend. Dit maak verhoudings stikkend. Dit maak harte stikkend. En dit trek ons weg van God af. Maar sonde hoef nie die laaste woord oor jou lewe te hê nie. Waar die mens se sonde groot is God se genade nog groter. En hoor hoe hierdie gedeelte ons reguit neem na die hart van die evangelie. Reuben, Simeon en Levi wys vir ons hoe maklik mense kan val. As ons eerlik is, sien ons iets van onsself ook in hulle. Ons almal het al verkeerde keuses gemaak. Ons almal het al gesondig. Ons almal het al dinge gesê of gedoen waaroor ons spyt is. Maar dit is nie waar die verhaal eindig nie. Die Here Jesus Christus het aarde toe gekom om te doen wat ons nooit self kon doen nie. Aan die kruis het hy die straf vir ons sondes op hom geneem. Hy het self die vloek gedra wat ons verdien het, sodat elkeen wat in hom glo vergewe kan word. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy ons so lief het. Dink net daaraan. God vat mense met 'n gebroke verlede en gee vir hulle 'n nuwe begin.
Selfs Levi se nageslag, wat hier onder oordeel staan, het later die priesters van Israel geword. Dit wys vir ons, God se genade is groter as ons verlede. Nou dit is die evangelie. Jesus vergewe nie net jou sonde nie, hy gee ook vir jou 'n nuwe lewe. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U ons liefhet, selfs wanneer ons verkeerd kies. Here Jesus, dankie dat U aan die kruis die straf vir ons sondes gedra het. Dankie dat U ons losgekoop het, sodat ons nie meer vasgevang hoef te bly in ons verlede nie. Vergewe ons waar ons verkeerd gedoen het. Heilige Gees, help ons om elke dag nader aan Jesus te leef. Geef ons die krag om nee te sê vir sonde en ja te sê vir U wil. Dankie dat U nooit moet opgee met ons nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag iemand ontmoet wat swaar dra aan skuld of spyt, wys hulle na Jesus. Herinner hulle dat niemand buite God se genade is nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.